In die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker op hierdie Dinsdag, die 31ste Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is brood vir die siel. 0720202615. Danksegging weens die hoop op die saligheid. 1 Petrus 1 vers 3 tot 12. Geseënd is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Nou dit is God die Vader wat hemel en aarde geskep het. En as skepper kon hy enigiets anders toegepas het, maar het besluit om iets te doen wat ons aan die hart sou raak. Wel nie vir almal nie, want dit is die toets, as die aksie van God die mens raak aan die hart en die mens besef dat dit wat God gedoen het, liefde is, wat geen woordeskat kan bepaal nie. Deur die aksie ontvang ons die wedergeboorte, God se barmhartigheid, nie omdat ons dit verdien nie, want ons kies altyd anders. Maar dit is ons redding as sondaars tot vergifnis van sonde deur die dood en opstanding van Christus Jesus. Ons hoop is lewende hoop, maar vir diegene wat Christus nie ontdek het nie, het net valse hoop. Ons erfenis kan alleenlik verkry word deur gehoorsaamheid, want dit is deur die krag van God tot geloof om geopenbaar te word in die laaste tyd. Die laaste tyd is nie 'n oomblik nie, dit is nie 'n dag of 'n uur nie, dit is 'n tyd, onverganklik beteken vir altyd, onvergaanbaar, geen einde nie. Dit is die ewige lewe wat wag, vir elkeen wat aanhou glo, aanhou hoop, want daarin verheug ons onsself, as dit nodig is. Net dalk kan ons 'n tyd lank bedroef wees. Die wêreld is teen ons wel, en word ons verdruk soos Matteus 24 waarsku. Val ons onder beproewinge, maar druk ons deur tot die ewigheid. Want die bedroefdheid, die beproewinge is daarom ons geloof te toets, want uiteindelik is ons baie meer kosbaar as goud, en soos goud deur die smeltkroes gaan, so sal ons gaan, sodat ons bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die wederkoms van ons Christus Jesus, vir wie ons, al het ons hom nie gesien nie, tog lief het. Al sien ons hom nie, glo ons, en is daar 'n blydskap in ons harte wanneer ons wel aan hom dink en aan ons toekoms dink, met 'n onuitspreeklike heerlike blydskap, want dit is die doel van ons geloof, die saligheid vir ons siele,
Die profete van die Ou Testament het geprofeteer oor die genade wat vir ons bestem is. En hulle het dit ondersoek en nagevors, net soos wat ons dit vandag behoort te ondersoek en na te vors. En al het ons nie al die antwoorde nie, weet ons wel dat selfs deur hierdie profete, soos die Gees van God, die Gees van Christus, die Heilige Gees, die beloofde trooster dit aan hulle openbaar het, hoe Christus sou ly en die heerlikheid wat daarna kom. Aan hulle was dit openbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, waardeur dit aangekondig was. En die aankondiging was gemaak deur hulle, wat die evangelie verkondig, in waarheid, onbesmet, met die Heilige Gees. Dinge, wat die engele van die hemele 'n begeerte het om te sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om deur te druk, help ons dat ons aanhou glo, dat ons onbesmet deur die toekoms kan ingaan, al gaan ons deur die smeltkroes, al word ons getoets en beproef, dat ons kan deurdruk, sonder om te faal, sonder om terug te kyk, omdat ons weet, ons geloof is in U, Vader, ons geloof is deur die bloed van Jesus Christus, ons weet, onbesmet moet ons beweeg, maar ons as mens maak foute soms, en daarom weet ons kan na U toe kom, want ons is sondaars en partykeer faal ons onsself, maar ons weet, vir ons wat aanhou hoop, aanhou glo, kom U vir ons deur. U sal ons vergewe, as ons dit regtig bedoel, met 'n hartsbegeerte aan U openbaar, wat in ons is. Vader, vergewe ons sondes, lei ons nie in die versoeking nie en bewaar ons teen die bose, in Jesus naam alleen. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.